Goeiedag, Job 10 vers 2. Ek sê tot God, veroordeel my nie. Laat my weet waarom u met my twis. My geliefde vriende, miskien kastei die Here jou om jou genadegawes meer te ontwikkel. Ons sou nooit ons genadegawes ontdek het as dit nie vir ons beproewinge was nie. Hoe dikwels gebruik God die beproewinge van die lewe om die juwele van sy kinders des te heerliker te laat skitter. Soms bid ons, Here, ek vrees ek het geen geloof nie. Toon my of ek geloof het, dan stuur God wel een of ander beproewinge na my. Hoe kan ek weet of ek waarlik geloof het, soos dit behoort te wees, as my geloof nie beproef word nie? Ja, die Here gebruik soms bittere beproewings en teleurstellings om ons die lieflike reuk van sy genade te laat ontdek. Dan word ons begeerig na die vertroosting van die Heilige Gees om ons te versterk en om ons kwynende geestelike lewens op te wek. Ons moet die beproewinge wat die Here na ons toestuur, gewillig dra, want die Here kastei ons tot ons nut. Buitendien, dit sal nie altyd nag bly nie, want vir die Christen het elke nag 'n dageraad. Wat is jou moeilikheid? Armoede? God sal voorsien. Is dit krankheid? God is die helende balsem. Wat ook al oor ons mag kom, ons troos is dat God met ons is, in siekte, in droefheid, armoede en in eensaamheid. Hoor wat God sê in Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Hy sal jou dus nooit begewe of verlaat nie. Wat meer het jy nodig? En Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 17 tot 18, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. En die skrywer van Hebreërs sê in Hebreërs 12, as julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? En my seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons elke dag kan aanpak met krag. Dankie dat U ons geloof versterk deur beproewinge en help ons om ons geloof te neem na nuwe hoogtes en dit daar te hou. Die aanvalle van die vyand op ons geloof is vel. Help ons om hom te wend, o Vader. Vader, in U naam seën ek elke een wat na hierdie boodskap luister. Amen.